spreuke uit die eerste brief van die Tessalonisense voort en ons lees uit 1 Tessalonisense hoofstuk 2. Eerste brief van die Tessalonisense hoofstuk 2 van vers 1 af. Julle weet tog, broers, dat ons besoek aan julle nie te vergeefs was nie. Maar alhoewel ons, soos julle weet, vroeër in Filippi gelei het en beledig is, het ons vrymoedigheid in ons God gehad om julle van God se evangelie te vertel. Al was dit te midde van baie teenstand. Want ons pleidooi is nie uit dwaling, nie uit onsuiverheid en nie met bedrog nie. Maar soos ons deur God goedgekeur is, sodat die evangelie aan ons toevertrou kon word, so praat ons ook nie om mense tevrede te stel nie, maar God, hy wat die harte toets. Want soos julle weet, het ons nog nooit met vleiery opgehou nie. En ook nie met valse motiewe van inhaligheid nie. God is ons getuie. Ook het ons nie die eer van mense gesoek nie, nog van julle, nog van ander. Alhoewel ons as apostels van Christus eise kon stel. Maar ons het klein kindertjies in julle midde geword, soos wanneer 'n moeder haar eie kinders voed en koester. En omdat ons op hierdie wyse na julle verlang, so het ons dit goed gedink, om nie net met die evangelie van God aan julle mee te deel nie, maar selfs ook ons eie lewens, omdat julle vir ons geliefd geword het. Julle onthou tog ons moeite en harde werk, broers, terwyl ons bedags en snags gewerk het, sodat ons vir niemand van julle 'n las sou wees nie. Het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies en ook God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons geword het vir julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons vir elkeen van julle soos 'n vader vir sy eie kinders was. Terwyl ons julle vermaan en bemoedig en aanspoor om 'n lewe te lei wat die God waardig is, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het. En daarom dank ons God onophoudelik dat julle, nadat julle die woord van God van ons ontvang het, dit nie as 'n woord van mense aanvaar het nie, maar waarlik as die woord van God, die woord wat werksaam is in julle wat glo. Want julle broers het die voorbeeld gevolg van die gemeentes van God in Christus Jesus, wat in Judea is. Omdat julle dieselfde dinge onder julle eie mense gelei het, as hulle onder die Judeërs. Hulle wat die Here Jesus en die profete doodgemaak en ons ernstig vervolg het, wat God nie tevrede stel nie en vyhandig teenoor alle mense is. En wat ons verhinder om met die heidene te praat, sodat hulle verlos kan word. So het die Jode se sondes in elke opsig hulle volle maat bereik, en die oordeel het uiteindelik oor hulle gekom. Maar broers, aangesien ons vir 'n kort tydjie van julle geskei is in persoon, maar nie in ons harte nie, het ons werklik met groot verlange alles in ons vermoë gedoen om julle van aangesig tot aangesig te sien. Daarom wou ons na julle kom, ek Paulus weer en weer, maar Satan het ons verhinder. Dan volg ons teksverse. Want watter hoop of vreugde of kroon van roem, behalwe juis julle, sal daar vir ons by die Here Jesus wees wanneer hy kom. Want julle is ons eer en ons vreugde. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 1 Tessalonisense 2
beantwoord vir ons 'n hele paar vrae oor kerkwees. Van die vrae wat die hoofstuk beantwoord is, wat doen 'n goeie dominee? Maar ook, wat doen 'n goeie lidmaat? En ook, hoekom het die dominee en die lidmate weet dat Jesus Christus weer gaan kom? Paulus was 'n apostel, 'n geroepe woordverkondiger, wat presies geweet het wat sy roeping behels. En hy was 'n goeie een. Hy kon selfs met vrymoedigheid sê, volg my, want ek volg Christus. Hy sê ook self in vers 1 dat sy besoek aan die Tessalonisense nie op 'n mislukking uitgeloop het nie. Dit was dus 'n suksesvolle besoek, want mense het tot geloof gekom. Hulle harte en hulle lewens het verander onder die geklank van God se woord. Dit is nogal 'n gewilde onderwerp deesdae. Wie is 'n goeie dominee en wie is nie? Wat doen 'n goeie dominee en wat doen hy nie? Kom ons vra dan eers, hoe lyk 'n goeie dominee? Wat doen hy? Elkeen van u sal seker sy eie mening kan gee. Elkeen het sy eie idee. Party mense dink 'n dominee moet al die antwoorde op my lewensvrae hê. Ander dink weer 'n goeie dominee is iemand wat elke dag by almal uitkom en vra hoe dit gaan, en lekker lank kuier en koffie drink. Ja, sommige mense wil graag geestelik gepamperlang word deur die dominee. Party mense dink weer 'n dominee moet 'n lekker gemoedelike ou wees wat my goed laat voel oor myself. Hy moenie te veel oor my sonde met my karring nie, maar eerder lekker saam met my kuier. Ander dink weer 'n dominee moet altyd baie goed kan preek. Ander dink weer die dominee moet die gemeente aan die gang hou. Hy word betaal om alles te doen. Hy moet die siekes besoek en die treurendes vertroos en almal met probleme bystaan. Sy werk is om al die dienswerk te doen. Hy is die bedienaar van die gemeente. Hy is die kelner wat almal in die restaurant tevrede moet hou. Maar as gereformeerdes vra ons mos altyd eerste, wat sê die Bybel? In Romeine 1 byvoorbeeld, noem Paulus homself 'n dienaar van Jesus Christus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. 'n Dienaar van Jesus Christus, letterlik 'n slaaf van Jesus Christus. Ontvang sy opdragte net van Christus en hy dien net vir Christus. Hy is dus 'n geroepene en daarom eintlik 'n gestuurde van God, wat in alles net God se opdragte uitvoer. Daarom is hy afgesonder vir die evangelie. Om afgesonder te wees vir die evangelie beteken om eenkant gesit te word deur God, met die spesifieke opdrag om voltyds die evangelie te verkondig op verskillende terreine. Geliefdes, 'n dominee is dus deur God self geroep om 'n dienaar van Christus te wees. Is deur God self afgesonder en gestuur om sy evangelie te verkondig. En dit is genade van God dat dit so kan wees. Paulus sê dit onomwonde in Romeine 1 vers 5. Deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees. Maar hierdie genade stel 'n mens onder 'n verpligting
sê Paulus in Romeine 1 vers 14. Ek staan onder 'n verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Letterlik sê Paulus, ek is 'n skuldenaar teenoor al hierdie verskillende soorte mense. Ek is dit aan hulle verskuldig om die evangelie aan hulle te verkondig. Maar wat sê ons tekshoofstuk? Wat is die eienskappe van 'n goeie dominee en wat doen 'n goeie dominee? Aan die begin van die hoofstuk verwys Paulus na die vervolging en mishandeling en teenkanting wat hy moes verduur in Filippi. Maar dat God tog vir hom die moed gegee het om na Thessalonika te gaan en die woord daar te verkondig. Dominee moet dus iemand wees wat teenslae kan verduur. Paulus gee van vers 3 af die rede waarom hy ten spyte van groot teenkanting nie tou opgegooi het nie. En dit kan ons ook beskou as die beweegredes van 'n goeie dominee. Hy skryf, want ons pleidooi is nie uit dwaling, nie uit onsuiverheid en nie met bedrog nie. Maar soos ons deur God goedgekeur is, sodat die evangelie aan ons toevertrou kan word. 'n Goeie dominee word dus aangevuur deur die wete dat hy deur God geroep is en dat hy 'n boodskap het wat van God afkom. Hy preek die waarheid van God se woord en hy doen dit nie met verskuilde motiewe nie. Hy doen dit om God te gehoorsaam en te verheerlik en nie om mense tevrede te stel nie. Hy sal ook daarom daarmee aanhou om die woord so te verkondig ten spyte van teenslae. Daarom skryf Paulus ook, so praat ons ook nie om mense tevrede te stel nie, maar God, hy wat ons harte toets. Want soos julle weet, het ons nog nooit met vleiery opgehou nie. En ook nie met valse motiewe van inhaligheid nie. God is ons getuie. Ook het ons nie die eer van mense gesoek nie, nog van julle, nog van ander. Goeie dominee doen dus sy werk, nie om deur mense geëer te word, of dat mense van hom sal hou nie. Nee, hy doen dit sodat mense God sal dien en eer. Hy weet, hy is nie die bruidegom nie. Hy is maar net die vriend van die bruidegom, Jesus Christus. Vir 'n goeie dominee gaan dit nie oor homself nie, maar oor Christus en sy eer. En Paulus gaan dan voort deur verder te skryf wat sy suksesvolle optrede by die Tessalonisense behels het. Hoewel ons as apostels van Christus eise kon stel, het ons sag soos babetjies in julle midde geword, soos 'n ma wat haar eie kinders voed en koester. So geheg het ons aan julle geraak. En ons het dit goed gedink om nie net die evangelie van God aan julle mee te deel nie, maar selfs ook ons eie lewens, omdat julle vir ons geliefd geword het. Julle onthou tog ons moeite en harde werk, broers, terwyl ons dag en nag gewerk het, sodat ons vir niemand van julle 'n las sou wees nie. Het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle en God is getuies hoe heilig en regverdig en onberispelik ons geword het vir julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons vir elkeen van julle soos 'n vader vir sy eie kinders was. Terwyl ons julle vermaan en bemoedig en aanspoor om 'n lewe te lei wat die God waardig is wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het. 'n Goeie dominee gee dus om vir die lidmate en hy is lief vir hulle. En daarom vermaan en bemoedig hy die lidmate
en spoor hy hulle aan om tot eer van God te lewe. Dis duidelik dat daar hoë vereistes gestel word aan 'n dominee. En dat 'n swak mens dit net kan regkry met die krag en genade van die Here. En ons moet ook altyd seker maak dat ons vereistes vir 'n goeie dominee Bybelse vereistes is en nie bloot menslike voorkeure nie. Natuurlik moet 'n gemeente ook vir sy predikant bid. Want sonder die krag en die leiding van die Heilige Gees sal geen mens die werk kan doen nie. Daarom sê die woord ook, volhard in die gebed vir die verkondiging en die verkondigers. Maar geliefdes, daar is egter nie net vir 'n goeie dominee Bybelse vereistes nie. Maar daar is ook Bybelse riglyne vir goeie lidmate. Ja, ons moet ook vra, hoe lyk 'n goeie gemeentelid? Daaroor word daar gewoonlik baie minder gepraat, dink ek. Want dit is tog iets waaroor die Bybel baie te sê het. Hoe lyk en leef 'n lidmaat wat uit genade deur Christus verlos is, en wat uit genade die ware geloof ontvang het, en wat die voorreg het om aan die kerk van Christus te behoort? Hoe lyk 'n dankbare lidmaat wat deur die Heilige Gees in staat gestel is om die Here te dien? Wel, Paulus skryf hieroor van vers 13 af. En daarom dank ons God onophoudelik dat julle, nadat julle die woord van God van ons ontvang het, dit nie as 'n woord van mense aanvaar het nie, maar waarlik as die woord van God. Die woord wat werksaam is in julle wat glo. Want julle broers het navolgers geword van die gemeentes van God in Christus Jesus wat in Judea is. Omdat julle dieselfde dinge onder julle eie mense gelei het as hulle onder die Jode. Gelowige lidmate ontvang God se boodskap in die prediking en hulle is oortuig daarvan dat dit nie mensewoorde is nie, maar die woord van God. Omdat dit die woord van God is, het die prediking onder leiding van die Heilige Gees 'n kragtige uitwerking op hulle. Dit verander hulle lewens. Die uitwerking wat God se woord deur die prediking op hulle het, is so lewensveranderend, dat Paulus sê dat dit 'n bewys is, dat dit nie net mensewoorde is nie, maar die woord van God. Ons kan dus sê, die invloed van die woord is baie duidelik in 'n goeie lidmaat se lewe. Boonop het die Tessalonisense lyding begin verduur, omdat hulle nou in die ware God geglo het. 'n Goeie lidmaat verwag dus dat hy of sy teenstand gaan kry as hulle geloof daadwerklik uitleef. En hulle is ook bereid om teenstand te verduur en opofferings te maak. Ons tekshoofstuk sê egter ook wat gelowige lidmate nie moet doen nie, en hoe hulle nie moet wees nie. Hulle moenie soos die Jode wees nie. Hoe was die Jode dan? Paulus skryf van vers 15 af, dit is hulle wat die Here Jesus en die profete doodgemaak en ons ernstig vervolg het, wat God nie tevrede stel nie, en vryhandig teenoor alle mense is, en wat ons verhinder om met die heidene te praat, sodat hulle verlos kan word. Gelowige lidmate is nie vyandig gesind teenoor die Here Jesus nie, maar het hom bo alles lief. Hulle is gehoorsaam aan God se wil en hulle doen sy wil met vreugde en met ywer. Hulle is ook nie vyandig gesind teenoor alle mense nie, maar hulle wil hulle eerder bereik met die evangelie van Jesus Christus.
Hulle staan ook nie in die pad van woordverkondiging nie, maar dra self die woord met ywer uit. Hulle lewe ook nie meer in sonde nie, maar bekeer hulle hartgrondig daarvan. Ja, 1 Tessalonisense 2 gee nogal vir ons 'n goeie prentjie van goeie dominees en goeie lidmate. Geliefdes, Paulus sluit die hoofstuk af deur na 'n aspek van gelowige lidmate te verwys wat ons nie altyd aan dink nie. Hy skryf in vers 19 en 20: Watter hoop of vreugde of kroon van roem, behalwe juis julle, sal daar vir ons by die Here Jesus wees wanneer hy kom. Want julle is ons eer en ons vreugde. Of soos die nuwe vertaling dit stel, wie anders tog as julle is ons hoop en ons blydskap, die kroon op ons werk, waarop ons trots sal wees wanneer ons met sy wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn. Julle is immers ons trots en ons blydskap. Gelowige lidmate, wie se lewens deur die woordverkondiging van predikante verander is, sal hulle hoop of vreugde of kroon van roem wees by die Here wanneer hy kom. Hulle sal die kroon wees op hulle dominees se werk. Predikante verkondig die woord sodat hulle eendag saam met almal wat hulle op hulle verkondiging bekeer het, voor Jesus Christus sal verskyn. Goeie dominees fokus hulle werk daarop dat Jesus weer gaan kom en dat hy verheerlik sal word deur almal wat hulle op hulle prediking bekeer het. In Romeine 1 skryf Paulus ook wat die vrug is, wat die gevolge is van 'n bediening waar mense weet dat 'n dominee 'n gestuurde van die Here is, wat in die Here se diens is en nie in mense se diens nie, waar mense weet dat die kerk God se kerk is en waar mense preke hoor wat Jesus Christus as Here verkondig. In Romeine 1 vers 5 sê Paulus: Deur Christus het ek die genade ontvang om apostel te wees, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. En dit behoort die vrug op 'n Bybelse bediening te wees. Tot eer van God se naam word mense tot geloof en gehoorsaamheid gebring. Die eer van God se naam moet dus voorop staan in enige bediening. Dit gaan nie in die eerste plek oor die dominee of die lidmaat of die gemeente nie, maar om die eer van God se naam. Dit is die eerste en belangrikste vrug van 'n skrifgetroue bediening. God word daardeur geëer. Maar daar is 'n verdere vrug. Waar die evangelie suiwer verkondig word, kom mense tot geloof. En hierdie geloof verander hulle hele manier van lewe. Omdat hulle tot geloof kom, maak God hulle ook gehoorsaam. Daarom leef hulle nou nie meer net soos hulle wil nie, maar leef hulle nou in gehoorsaamheid aan God se woord. Geloofsgehoorsaamheid. En so word God geëer. Geliefdes, Paulus is in ons tekshoofstuk besig om die Tessalonisense te bemoedig en te versterk in hulle geloof. Die Tessalonisense en hulle geloof sal vir Paulus 'n bron van blydskap wees wanneer die Here weer kom. Hulle sal die bewys wees van sy harde en geseënde werk. En die feit dat Jesus weer gaan kom, word hier genoem aan die gelowiges, sodat hulle so sal lewe, dat hulle en hulle geloof 'n bron van blydskap sal wees
vir die woordverkondigers by die wederkoms. Wanneer Jesus Christus weerkom om die mense te beoordeel, sal daar bevind word dat die Tessalonisense werklik in hom geglo het, en sal hulle vrygespreek word, en sal hulle deur genade die ewige lewe ontvang. Dit sal vir Paulus die kroon op sy werk wees, 'n oes van verlostes in Christus. Deur hulle aan die wederkoms te herinner, sê Paulus vir hulle, leef soos ware gelowiges, wat weet dat julle geloof eendag beoordeel sal word. Leef so dat die uitslag van die beoordeling julle dominee en die ouderlinge sal bly maak. En dit stel ons elkeen voor die vraag, sal jou dominee en jou ouderlinge dankbaar trots kan wees op die dag van beoordeling? Gaan jy deel van die kroon van hulle werk wees, wat vir hulle onmeetbare vreugde sal verskaf? Of gaan jy een van die wees aan wie hulle te vergeefs die woord verkondig het? Ek in die kerkraad sou bitter graag van elke lidmaat van hierdie gemeente wou sê, watter hoop of vreugde of kroon van roem, behalwe juis julle, sal daar vir ons by die Here Jesus wees wanneer hy kom, want julle is ons eer en ons vreugde. Wie anders tog as julle is ons hoop en ons blydskap, die kroon op ons werk, waarop ons trots sal wees, wanneer ons met sy wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn. Julle is immers ons trots en ons blydskap. Ongelukkig kan ons dit nie van almal sê nie, maar dit is nog nie te laat nie. Daar is nog tyd vir bekering. Daar is nog tyd vir bekering, en daarom het Jesus dit in ons geopenbaar dat hy weer gaan kom, sodat elkeen van sy kinders die tyd sal uitkoop, en so sal lewe dat dit nou al duidelik is dat hulle sy kinders is. Gebruik dan die genadetyd voor die wederkoms, deur toegewyd aan die Here te leef, en deur hom dankbaar en hom gehoorsaam te dien. Leef uit die geloof, aanbid die Here, leef mee met medegelowiges, gehoorsaam God se woord in alles. Wees dankbaar en diensbaar. Leef so dat al u dominees en ouderlinge wat u al met die woord bedien het, dankbaar trots kan wees op u die dag wanneer die Here weer kom. Die sakrament van die heilige nagmaal wat ons as die Here wil oor 2 weke gaan vier, gaan ons juis hiervoor versterk. Dit gaan ons daaraan herinner dat ons deur Christus se genade eendag gaan aansit aan die bruilofsmaal van die Lam in die nuwe Jerusalem. En hierdie heerlike vooruitsig vier ons aan om soos dankbare, gehoorsame, toegewyde, meelewende, verloste mense deur die krag van sy Gees te lewe. Ons weet dat Christus kom. Die woord maak ons gereed vir hom. Ons bid en werk as sy kerk, dan deur sy Gees by hom te wees. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons bid dat u die dienswerk van woordverkondigers ryklik sal seën. Dat u die ware geloof van hulle sal skenk. Dat hulle bereid sal wees om opofferings te maak en lyding te verduur ter wille van die eer van u naam. En seën ook hulle werk
sodat daar ook eendag vreugde mag wees, wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Ons bid ook vir elkeen van u kinders, dat u ook kragtig deur u woord en gees in hulle sal werk. Dat u ons dankbaar sal maak vir die verlossing in Christus. So dankbaar, dat ons lewens verander, onder die geklank van u woord. Dat ons dit meer en meer reg kry om die ou mens af te sterf, en soos nuwe mense in Christus, onder leiding van u Gees te lewe. Mense wat u bo alles liefhet, wat u woord nie net as mense woord beskou nie, maar juis as u woord, wat daarom ook u woord ondersoek, daarom ook hulle lewens verander, met die krag van u Gees, sodat hulle ook eendag 'n kroon van blydskap kan wees, wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. In dit alles is ons heeltemal van u afhanklik. Daarom bid ons, werk kragtig in ons deur u woord en Gees. En ook, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes. Ons slotsang is die beruiming van Openbaring 21, dit is skrifberuiming 57, 18:6 in die groenboeke, vers 1, 3 en 4. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Skrifberuiming 57, vers 1, 3 en 4, dan bly ons staan vir die seën van die Here.
van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.